Vandag begin ek iets nuuts. Welkom by Koffietyd met Ria. Dit is die nuwe rigting wat ek inslaan, wat die Here met my bespreek het. Alankal met my praat oor en ek moes nou op 'n punt kom waar ek gehoorsaam is. En ek moes begin met hierdie kanaal waar ek, soos in die verlede, toe ek my winkel gehad het, het ek met vrouens gewerk. In die opsigte, vrouens kon na my toe kom en met my kom hulle harte deel. Hulle het geweet is 'n plek waar hulle veilig is, waar hulle vertroulik met my kan praat. Ek praat nie uit nie, want die Here het vir my gemaak dat ek vergeet amper die oomblik wanneer die vrou by die winkel se deur uitgestap het. Baie goedjies maak dat vrouens ongelukkig in hulle self is, of hulle voel hulle word nie raak gesien nie. Hulle voel hulle word nie geluister na nie. Um Voel soos 'n meubelstuk in die huis. Ons ken almal daai gesegde. En kinderprobleme, groot kinders, verkeerde verhoudingsprobleme, wat jy jou so bekommerd oor jou kinders. 'n Werkgewer wat onsmaaklik is en die werk vir jou onsmaaklik maak. Dis die tipe van dinge wat vrouens graag by my kom aflaai het. Dan hierso na COVID het dit gebeur dat vrouens al hoe meer, die vrouens wat hulle mans verloor het en alleenig is met daai hartseer en hulle kan nie lekker koop nie, hulle het met my kom praat. Ouens, ek is nie opgeleide beraader nie. Ek was maar net daar vir hulle. Ek het nie altyd raad of daad gehad nie. Maar soos die Heilige Gees my gelei het, het ek baie keer ook met hulle dingetjies gedeel, raad gegee wat eintlik van die Heilige Gees van die Here afkom, wat vir hulle gehelp het. En baie kere, in baie situasies, is dit nie die geval van daar's iemand wat 'n slag luister. So ek het baie lank aan hierdie opdrag van die Here gekou. Ek het altyd geweet toe ek die winkel se deure toegemaak het, dit is maar een van die dinge wat die Here wil hê ek moet doen, is dat ek moet aangaan met vrouens en met hulle werk. Maar dit was vir my tot op hierdie stadium nie baie moontlik nie. So wat nou gebeur het intussen is dat die Here het absoluut vir my die ander deure toegemaak en vir my gesê, nou is dit tyd dat jy met my bediening moet aangaan, met jou bediening, met die doel waarop jy op aarde is, moet aangaan. En julle sal sien dat dit so 'n bietjie 'n anderste rigting is as wat ons tot nou toe gehad het. Digitale bemarking is ek baie dankbaar vir, dit my baie geleer. Ek gaan nie weg van dit af nie. Dit gaan net nie meer my fokuspunt wees nie, want my fokuspunt moet dit wees wat die Here wil hê ek moet doen. So, julle gaan vir my dophou, ek gaan aankondigings maak. Hierdie is 'n bietjie 'n lang video, maar kyk om my dat julle tot op die einde toe dat jy weet wat aangaan. Ek gaan eers begin, ek is besig met ander reëlings. So eerstens gaan ek miskien baie op WhatsApp, of vir julle sê, gaan kyk op 'n WhatsApp, nie 'n groep nie, maar gaan kyk daar en dan sien julle so lank wat ek post, en waaroor ons praat en julle kan saampraat. Ons gaan Zoom meetings doen, soveel as wat ek sien, dis nodig in 'n week, maar nie meer as so 3 weke nie, wat ons as vrouens as 'n groep kan inskakel, laat julle mekaar leer ken, en dat ons gemaklik raak met mekaar, en dat ek miskien ietsie deel met julle as groep. Dan kan ons op 'n stadium ook daaraan dink om 1-op-1 Zoom meetings te doen, as jy regtig 'n probleem het, en jy wil baie graag met my gesels, vir die ore wat luister, dan kan ons dit dalk op 'n 1-op-1 met 'n Zoom meeting ook doen. Ek wil net nie WhatsApp groepe, persoonlike oproepe en sulke goed doen nie, want ek kan nie altyd 1-op-1 doen nie, want dit gaan te veel vir my tyd vat. Ek het 'n huishouding, ek moet vir ouma sorg, vir kos en klere en skoonklere, en ek moet skoolgoed was en klere was en huis skoon maak, al daai goedjies. So my eintlike aim is om op 'n punt te kom waar ons wat ek baie met julle kan deel, en baie na julle kan hoor wat se lering en kennis die Here vir my met die jare wat ek 'n verhouding met hom het gegee het. En dis juist daar wat hy vir my eendag gesê het, hoe gaan jy die kennis, wat ek met jou al jare deel, hoe gaan jy dit oordra aan ander mense? Want jy kan op die ou end, as jy tot sterwe kom, met dit alles, met al die kennis na die graf toe gaan nie. Ons het ons ook nou sê ding om te sê, die grafplaas is die rykste plek op die aarde, want al die drome en al die kennis en goeders lê daar. Want as jy nie die geleentheid gebruik en dit regtig uitdeel aan ander mense nie, dan wat help dit? En dit is waar ek is. Ek wil baie met julle deel oor die pad wat ek gestap het met die Here. Hoe 'n mens jou verhouding groei, hoe jy bid, ons kan vir mekaar bid. As ek 'n goedjies op die Zoom meetings doen, en dan
ja, die grootste ding is ook om die lering wat die Here vir my gegee het deur jare, om dit met die mense daar buite te deel. So daar gaan baie nie snaaks nie, maar anderste tipe van dinge gebeur as wat tot nou toe gebeur het. Soos byvoorbeeld dagstukkies, en sulke goeters. So, ja, dis nie dat ek, soos ek sê, nie dat ek nie meer sosiale media gaan doen nie, of heeltemal van digitale bemarking af weggaan nie. Digitale bemarking gaan dan net so tussenin gewewe word. Julle ken ons van daai sokkie stoppery, so dat tussen van daai drade wat die sokkie gestop word, die gat gestop word, gaan my digitale produkte en goed ook beskikbaar wees en alles, maar my fokus gaan van nou af dit wees, om vir die vroue daar buite, vir jou vrou, wat voel jy is alleenig, wat voel jy word nie gehoor nie, wat voel jy weet nie meer nie, jy wil net met iemand gesels, jy wil net bietjie opbouende goed leer, en moet nie dink net ek gaan leer nie, julle gaan my ook leer, want julle het ook al 'n pad met die Here gestap, ek weet, die Here bring altyd vir my vrouens wat reeds hom ken, in 'n mate hom ken, ek weet nie, in hoe mate nie, maar die Here is nie onbekend in hulle lewens nie, maar partykeer het hulle net so 'n bietjie ondersteuning nodig, 'n bietjie oor nodig, 'n bietjie raad nodig dalk, wat die Heilige Gees vir my gee. So jammer vir hierdie lang video, maar ek voel net, ek wil dit graag met julle ouens deel, sodat julle weet, wat gaan nou die nuutste wees? Koffietyd met Ria. Ons begin eers half op 'n WhatsApp groep, maar ek is besig om te werk aan my ander platforms, en ons gaan daarby ook uitkom. So voel vry om te kyk wat ek doen, waar ek is, en soos wat ek vorder, gaan ek met julle ook daaroor praat. Mag julle 'n baie lekker koffiedrink dag hê. Mag julle almal geseënd wees. Onthou vroue is baie spesiaal in die Here se oë, en jy is ook. Bye for now.